Hallo julle, vandag kyk ons weer na 'n eksamenvraag, die slag uit November 2021. Dit is 'n finansiële wiskunde vraag en ek het hom spesifiek gekies omdat hy beide die toekomstige waarde en die huidige waarde gebruik en ook die uitstaande balans op 'n spesifieke tyd vra en dan die rente wat gedurende die eerste 21 jaar betaal is. So die vraag toets letterlik alles van finansiële wiskunde. Nou as jy 'n bietjie na die vraag kyk, sou jy sien Tabo wou 'n huis koop en hy wou R450,000 spaar. Hy gaan die huis eers op 2018 koop. Hy het 'n vaste bedrag aan die einde van elke maand deponeer in die rekening teen 'n rentekoers van 8,35. Hy maak sy eerste deposito reeds in 2013 en sy 60ste deposito dan in 2018 en dan moet ons die maand bereken wat hy maandeliks gaan deponeer. Die huis wat hy toe uiteindelik gekoop het was R1,500,000 en hy gebruik toe sy spaargeld as 'n deposito. Hy gaan 'n lening aan en ons moet dan nou uitwerk op 'n spesifieke tyd wat sal die uitstaande balans wees en wat is die rente wat hy betaal het in die eerste 21 jaar. Nou ja, soos gewoonlik het ek dit nou opgebreek op 2 skerms, sodat ek meer plek het om te skryf. So ons gaan net die eerste vraag hier beantwoord. Hy wou R450,000 spaar. So R450,000 wou hy spaar. Nou die woord spaar sê vir jou dat jy die F-waarde, die toekomstige waarde, want ons gebruik mos altyd die future value, dis waarvoor die F staan, wanneer ons spaar. So kom ons bring sommer daai formule so lank hier na toe. En dan kyk ons net verder. Daar sê, hy wil die huis op die 30ste Junie 2018 koop. So kom ons sit dit op ons tydlyn. Dis die 30ste Junie 2018 wat hy daardie huis wil koop. Hy het sy eerste vaste bedrag geld aan die einde van elke maand gedeponeer in 'n rekening wat 'n rentekoers van 8,35% per jaar maandeliks saamgestel verdien. So ek weet nou wat my waarde vir U is. Onthou ons met die rentekoers deur 100 deel, dan kry ons 0,0835. En dan omdat dit maandeliks saamgestel is, moet ons ook deur 12 deel. Goed, hy maak sy eerste deposito op 31 Julie 2013. So dis baie vroeër hier in 31 Julie 2013 maak hy sy eerste betaling en sy 60ste betaling, so hier by die 30ste Junie 2018 maak hy sy 60ste betaling. So nou weet ons klaar, hulle het ons gehelp, hulle het vir ons gesê, hy maak 60 betalings en ons weet ook die bedrag wat hy graag wil spaar, so my waarde daar is R450,000. Goed, dan kan ons in ons formule invervang, maar kom ons lees net gou wat vra hulle eintlik. Hulle sê bereken die bedrag wat hy maandeliks gedeponeer het. So ons moet X bereken. So in my toekomstige waarde formule weet ek dat F R450,000 is en X is wat ek wil bereken. Dan het ek 1 plus I en ons het gesê I is 0,0835 gedeel deur 12
en dit moet tot die mag n wees, wat ons weet 60 is, minus 1, en dan gaan deel jy dit alles deur I, wat 0,0835 op 12 is, en dan gaan jy nou maar vir jou sakrekenaartjie, wat jy gaan doen is vermenigvuldig met hierdie breuk en deel met daardie hakkie, dan kry jy x alleen en die waarde vir x is 6.068 rand en 69 sent. Goed, daar is vraag 8.3.1 beantwoord. Nou gaan ons na 8.3.2 toe. Goed, kom ons lees vraag 8.3.2. Tabo het toe 'n huis van 1,5 miljoen gekoop of 1.500.000 rand gekoop. Hy het sy spaargeld as 'n deposito gebruik. Dan het hy 'n tydperk van 25 jaar 'n huislening bekom vir die balans van die aankoopprys. Die koers vir die huislening was 12% per jaar, maandeliks saamgestel. Hy het op 31 Julie 2018 sy eerste paaiement gemaak en die paaimente was R11.058.85. Nou ja, ons praat nou hier van 'n huislening. So daarom weet ons dat ons die huidige waardeformule moet gebruik. So ek gaan hom so lank hier intrek. En ek kan maar die toekomstige waarde uitgooi. Kom ons maak 'n lysie van wat vir ons gegee is. Eerstens, hoeveel het hy geleen? Hy leen. So dit is mos ons P-waarde. En hy leen die 1.500.000 rand, 1.500.000 rand minus die 450 rand wat ons in die vorige vraag gebruik het, en ons kry dus dat sy lening, sy P, 1.050.000 rand is. So dit is hoeveel hy geleen het. Want sien, hulle sê die balans van die aankoopprys, so ons moet ons 450 aftrek. Dan, die tydperk is 25 jaar. Die rentekoers is 12% en as ek dit deur 100 deel, dan kry ek 0,12 en dit word maandeliks saamgestel. Goed, ek sal hierdie datums nou op my tydlyn sit. Kom ons skryf net alles neer wat ons gegee is. En die waarde wat hy maandeliks betaal is R11.058.85. Nou ja, Tabo het die huis gekoop, 25 jaar, balans van die aankoopprys. Hy het op 31 Julie 2018 sy eerste paaiement gemaak. So hier is ons nou by 31 Julie 2018 en hy gaan en hy maak sy eerste paaiement en ons kan dit ook as die eerste tyd beskou. Goed, dan het hy maandelikse paaimente van dit gemaak. Wat sal die uitstaande bedrag op 30 Junie 2039 wees, 21 jaar nadat hy die lening toegestaan is? So hier ernstig is ons by 21 jaar en dan weet ons ook sy lening was eintlik vir 25 jaar. Nou, omdat hy maandelikse betalings maak, moet ons uitwerk hoeveel betalings het hy al hier by 21 jaar gemaak. So jy gaan dood eenvoudig 21 maal 12 vat
en dit is 252. En na 25 jaar moet jy 25 maal 12 vat, so hier maak hy sy 300ste betaling. Goed, om die uitstaande balans op 30 Junie 2039, en dit is nou presies 21 jaar, so hierdie is nou my 30 Junie 2039 uit te werk, kan ek of die huidige waarde gebruik, of ek kan dit groei deur die graad 11 formule en die toekomstige waarde. Nou, ek dink is makliker om die huidige waarde te gebruik. As jy wil weet, wat is die uitstaande balans hier na 252 maande, dan gaan jy invul in jou huidige waardeformule, ons waarde vir X is 11058,85, 1 minus 1 plus I, en I is 0,12 op 12, tot die mag minus N. Nou wat gebruik ons vir N? Wel, ons wil die uitstaande bedrag bereken, so ons moet kyk hoeveel paemente is nog uitstaande. So, my uitstaande paemente, kom ons doen dit net gou hier, uitstaande paemente, kom ons sê uitstaande betalings, wel, hy moes 300 gemaak het, waarvan hy 252 klaar gemaak het, so daar is nog 48 betalings uitstaande, en daarom gaan N 48 wees. En dit deel ek dan deur die rente weer eens, en dit is 0,12 op 12, en jy gaan nou maar vir jou sakrekenaartjie, en jy werk daardie bedrag uit, en ek kry 419,948 rand en 32 sent. Nou, ek wil daardie bedrag hier ook skryf, want dit gaan my help met die volgende vraag, wanneer ek al my goed gaan uitvee. Ek wil nie nou 'n komma sit nie. Is 419.948 rand en 32 sent. Dit is wat nog uitstaande is op daardie punt. Nou, vir die volgende vraag sê hulle, wat sal die, nee, ek moet hom ons nou wegskuif, ek het hom nou net klaar beantwoord, kom ons maak net ook sommer hier 'n bietjie skoon, en dan bring ek die vraag wat ek hieronder geberre het vir ons boontoe, sê wat sal die rente wees wat Tabo oor die eerste 21 jaar van die lening betaal het? Nou ja, jy moet nou mooi kyk hierna. Ek gaan hier uitvee. Ek wil die rente bereken, ook sommer hierdie een net 'n bietjie uit die pad uitskuif. Ek wil die rente bereken wat hy oor die hele eerste 21 jaar betaal het. So, in die eerste 21 jaar, wat is die totaal wat hy betaal het? Die totaal wat hy betaal het oor 21 jaar is daardie 252 betalings wat hy gemaak het, maal met die paaiement wat hy betaal het, wat R11.058,85 is. So, dit gee vir my 2.786.830 rand 20. So, dit is wat hy betaal het. Nou wil ek ook weet, hoeveel van die lening het hy afbetaal? Afbetaal gedurende
21 maande. 21 jaar. Nou, ons weet dat hy aanvanklik hierdie geld geleen het. 1.050.000. En ons weet dat hy nou nog hierdie rooi bedrag skuld. So, wat hy reeds afbetaal het, is dan die 1.050.000 rand, minus dit wat hy reeds, minus die uitstaande balans. Ek dink ek het nou daar verkeerd gesê, ek gaan dit net weer herhaal. Goed, hier is nog 419.000 en iets uitstaande. So wat is reeds betaal? Dit wat hy geleen het, minus dit wat uitstaande was, en dit is 630.051 en 630.051 rand en 68 sent. So, dink nou net